Een van die grootste sigbare merkers wat die Christen geloof op Turkse grond gelaat het, is sekerlik die Hagia Sophia, 'n monument wat beide die totstandkoming, maar ongelukkig ook die verval van die kerk in Klein-Asië gedenk. Indien hierdie geskiedkundige kathedraal die enigste oorblyfsel van die kerk in Klein-Asië is, sou ons vandag dalk rede gehad het om die kerk as 'n uitgedateerde en irrelevante godsdienstige beweging af te maak. Maar dit is allerminst die geval. Buiten vir die geskiedenis van gelowiges en verskeie kerkleiders wat ons vandag steeds motiveer en inspireer, was daar ook groot leermeesters en kerkvergaderings wat vandag steeds 'n enorme impak het op ons verstaan van God drie-enig en Jesus Christus. In hierdie episode verken ons dus die kerklike erfenis wat ons vanuit Turkse grondgebied ontvang het. Ons het vroeër reeds na Polycarpus se martelaarskap gekyk. Ons moet egter tog ook vir 'n oomblik by sy bediening in die kerk stil staan. Hy was 'n disipel van Johannes die apostel. Hoewel hy die Here Jesus nie self gesien het nie, het hy hom ywerig en getrou gedien. So het hy vanaf 107 na Christus tot en met sy martelaarsdood in 155 as leier van die kerk in Smyrna gedien. Soos ander apostoliese vaders het Polycarpus 'n goeie verhouding met die ander gemeentes gehandhaaf. Die gebruik om briewe aan ander kerke te stuur was algemene praktyk en in hierdie briewe het hulle dit gereeld beklemtoon dat gelowiges hulle self Christelik moet gedra. Dat hulle eensgesindheid in die kerk moet nastreef en die belangrikste, dat hulle by die suiwer leer moet bly. Veral as dit by die persoon en die werk van Jesus Christus kom. Ons is dankbaar om vandag steeds 'n afskrif van een van Polycarpus se briewe aan die kerk van Filippi in Macedonië te hê. Geleerdes glo dat hierdie brief reeds in 107 na Christus geskryf en saam met ander briewe onder die kerke versprei is. Polycarpus se brief bevat baie verwysings na die briewe wat ons vandag in die Nuwe Testament kan lees. Vir ons is dit dalk nie vreemd nie, maar dit spreek boekdele as jy in gedagte hou dat die Nuwe Testament op daardie stadium nog nie vasgestel was as die 27 boeke wat ons vandag ken nie. Nog 'n interessante deel van die brief kry ons in die feit dat ons sekere goed in die brief verwag, maar dat daardie einste goed in hulle afwesigheid skitter. So word daar byvoorbeeld nie van een biskop in hierdie brief gepraat nie. Nie eers wanneer Polycarpus oor homself praat nie. Hierdie afwesigheid is regtig buitengewoon. Veral as jy sien dat Polycarpus in die brief met verskillende groepe in die gemeente praat. Hy tree dus as hulle leraar en as hulle herder op. Hy praat met die regerende ouderlinge, die diakens, mans, vrouens, weduwees, jongmans, jongvroue, en hy spreek omtrent elke groep so in die gemeente aan. Polycarpus vermaan lidmate om hulle op 'n waardige manier te gedra en dat hulle in geloof, hoop en liefde teenoor God en hul naaste moet volhard. Hy berisp ook 'n voormalige ouderling met die naam Valens oor sy gierigheid. En hy vra dat die gemeente hom en sy vrou tot bekering moet oproep, sodat hulle na die gemeente kan terugkeer. Polycarpus verduidelik dat Christelike gedrag nie net tot die interne welstand van die kerk bygedra het nie, maar het ook die kerk se reputasie onder die buitestanders bevorder. Gevolg was dat hy, soos Jesus, Paulus en Johannes, eensgesindheid in die kerk beklemtoon het. Hy het hulle ook aangemoedig om nie die armes, die weduwees en die weeskinders te verwaarloos nie, en om die wat die koers byster geraak het, te probeer terugbring. Nog 'n ding waarop hy baie sterk klem gelê het, was die gemeente se verstaan van die Here Jesus se persoon en werk, en die gevolg was dat hy 'n baie sterk standpunt ingeneem het teen die wat dwaalleer verkondig het. Terwyl Polycarpus 'n ander kerkleier in Rome besoek het, is hy deur die gnostiese ketter Marcion genader. Die het hom, wat Polycarpus is, gevra of hy hom herken het. Polycarpus se antwoord was blykbaar: "Ja, ek herken jou. Ek herken die seun van Satan goed." Alhoewel Polycarpus heel verdraagsaam en selfs broederlik was teenoor die westerse Christene,
wat nie met die tradisies van die Oosterse Christene saamgestem het nie, het hy geen geduld vir dwaalleraars gehad nie. Net soos Polycarpus was daar verskeie ander vroeë kerkleiers wat 'n invloedryke rol in die vorming en die ontwikkeling van die kerk gespeel het. Ignatius van Antiochië, Justinus die Martelaar, Irianus van Lyon, Cypranus van Karthago, Basilius die Grote, Gregorius van Nyssa, Johannes Chrysostomus is almal prominente figure wat met woord en daad die kerk gedien het. Nee, hulle was nie foutloos nie, maar die Here het hulle ook kragtig gebruik om sy kerk hier op aarde te vestig en uiteindelik is hierdie werk dikwels met hulle bloed verseël. Hierdie vasberadenheid om getrou te bly in die leer van die apostels het uiteindelik sigbaar oorgespoel na sekere kerkvergaderings. Die mense betrokke was nie sondeloos nie. Ons moet erken dat hulle genade ontvang het, so ook ons deur hulle. In die 4de eeu was daar 'n presbiter of 'n ouderling uit Alexandrië in Egipte wat geleer het dat Jesus nie God is nie. Nee, het hy gesê, Jesus was die eerste wese wat geskape is. Hoewel dit sommige vrae vir sommige mense geantwoord het groot probleme in die kerk veroorsaak. Ons moet so 'n bietjie simpatie ontwikkel vir die Christendom van die tyd. Want hier het hulle die Bybel, die Ou Testament leer, God is een. En nou moet hulle geleidelik begin sin maak wat dit beteken dat ons in die Nuwe Testament hoor dat Jesus Christus aanbid word, dat hy sê dat hy en die Vader een is. En so gebeur dit deur 'n verleentheid wat plaasvind deur Arius wat as presbiter begin optree in Alexandrië en hy begin uitsprake maak soos daar was 'n tyd dat Jesus Christus nie was nie en dat Jesus uit niks geskape is nie. En 'n kriweling begin opwel en uiteindelik word hy aangekla. En by 'n eerste plaaslike synode word hy afgesit, maar hy het 'n groot aanhang. Die Romeinse Ryk was op verskeie terreine onder groot druk en die verdeeldheid in die kerk het politieke spanning veroorsaak. Die gevolg was die eerste ekumeniese konsilie in die jaar 325 te Nicea. The first ecumenical council took place in June 325. This place was at that time called Senatus Quartus. It was used as a palace. It was most probably used as a summer palace. This is actually here that Constantine the Great came, and he opened up the conference, and he came by water on a boat because he was not very sure what was going to happen. In 'n poging om eensstemmigheid te bewerk, het Konstantin die ongeveer 318 kerkleiers saamgeroep om 'n standpunt te formuleer waarmee hulle almal kon saamstem. Die biskop Alexander en die diaken Athanasius was Arius se hoofteenstanders en hulle het die leer oor God se drie-eenheid goed uiteengesit en verdedig. Uiteindelik is die synode se standpunt saamgevat in die belydenis van Nicea. Daarin het hulle bely dat die Here Jesus die eniggebore seun van God is, dat hy God uit God en lig uit lig is, dat hy waaragtige God uit waaragtige God is en dat hy een in wese met die Vader is, deur wie alle dinge ontstaan het. Hoewel die konsilie van Nicea die belydenis saamgestel het, is dit tog belangrik om te verstaan dat hierdie synode nie die leer ontwerp of uitgedink het nie. Hulle het slegs dit wat die Bybel leer en die gelowiges destyds geglo het, saamgevat. Die synode van Nicea het egter die dispuut nie opgelos nie. Arius het baie volgelinge gehad en gevolg was dat hierdie dispuut by die eerste konsilie van Konstantinopel ter ruste gelê is in die jaar 381. Die belydenis van Nicea is vandag die grootste ekumeniese simbool wat wêreldwyd deur Christene gedeel word. En as ons besef wat hier plaasgevind het, watter beslissing gevel is dit vir ons baie kosbaar. Want deur die belydenis van Nicea bely jy fundamenteel wie Jesus Christus is.
'n reeks dispute in Konstantinopel het daartoe gelei dat 'n sinode in 381 met 150 afgevaardigdes byeengeroep moes word. Daar was steeds gelowiges en kerkleiers wat die leer van Arius verkondig het. Op daardie stadium was Konstantinopel selfs as 'n Ariaanse stad beskryf. Keiser Theodosius I het uit Rome in die weste probeer om van die belangrikste kerkleiers in Konstantinopel in die ooste met leiers te vervang wat die belydenis van Nicea onderskryf het. Hierdie inmenging het nie goed afgegaan nie. Theodosius het probeer om Gregorius van Nazianze die biskop van Konstantinopel te maak. Maar voordat Theodosius Gregorius in die ampt kon bevestig, het 'n ander groep die kathedraal bestorm en probeer om een van hulle leiers as biskop te bevestig. Hierdie konsternasie het veroorsaak dat Theodosius al die kerkleiers in Konstantinopel byeengeroep het vir 'n sinode. Die sinode het egter nie glad verloop nie. Melitius van Antiochië was veronderstel om die vergadering te lei, maar hy is skielik oorlede. Gregorius van Nazianze is as sy opvolger aangewys, maar toe hulle met die vergadering wou voortgaan, die afvaardiging van biskoppe wat laat opgedaag het gedreig om die hele vergadering omver te gooi as Gregorius die leier is. Nadat hy teruggestaan het die vergadering egter voortgegaan. Al moes hy terugstaan, was sy invloed in die vroeë kerk baie groot. Dit blyk uit die feit dat die konsilie van Chalcedon in 451 na Christus hom die amptelike titel die teoloog toegeken het. 'n Titel wat tot dan toe slegs aan die apostel Johannes gegee is. Hy het saam met sy bekende tydgenote uit dieselfde Kappadosie, Basilius die Grote en Gregorius van Nyssa, as die 3 Kappadosiërs bekend gestaan. Weereens is die Ariaanse dwaling sterk veroordeel en is die belydenis van Nicea met enkele verbeterings as die amptelike standpunt aanvaar. Buiten die leer van Arius was daar ook ander dwaalleer wat aangespreek moes word. Onder meer die dwaalleer van Apollinaris en Sabellius. Apollinarisme is 'n dwaling wat in die 4de eeu ontstaan het. Apollinaris van Laodicea was die leier. Hy het geleer dat Jesus nie 'n menslike gees gehad het nie, maar dat die goddelike woord of die logos die plek daarvan ingeneem het. Apollinaris het dus Christus se menslike natuur ontken. Sabellianisme, ook bekend as modalisme, moes ook aangespreek word. Sabellius het in die 3de eeu na Christus geleef en hy het geleer dat daar nie 3 persone in die drie-eenheid is nie, maar slegs een wat verskillende gedaantes of modusse gebruik. Dink aan 'n akteur wat verskillende maskers gebruik om verskillende karakters uit te beeld. Die konsilie van Efese was getaak om 'n standpunt te formuleer oor die leer van Nestorius en Pelagius. Die uiteinde daarvan was dat die belydenis van Nicea weer bevestig is. Die hoofonderwerp was die idees wat die aartsbiskop van Konstantinopel Nestorius verkondig het. Hy het geleer dat Jesus Christus, soos ons hom in die evangeliebeskrywings leer ken, eintlik 'n kombinasie van 2 persone was en nie een nie. Die brandpunt was die gebruik van die woord Theotokos, wat draer van God beteken, en dit is gebruik om Maria te beskryf as moeder van God. Nestorius het voorgestel dat daar eerder van Christotokos gepraat moet word, wat draer van Christus beteken. Dit klink op die oor af aanvaarbaar, maar dit sou in die praktyk vir Nestorius daarop neerkom dat Jesus Christus nie werklik God is wat mens geword het nie, eerder dat hy 'n God geïnspireerde mens is. 'n Dispuut tussen Nestorius en Cyrilius van Alexandrië het daartoe gelei dat die biskop van Rome Nestorius as 'n dwaalleraar verklaar het. Nestorius het die keiser egter gevra om 'n synode byeen te roep om die saak op te klaar. Sy plan was om Cyrilius tot 'n ketter te verklaar, maar die teenoorgestelde het gebeur.
Die konsilie het die leer van Pelagius, 'n Britse monnik, ook as dwaalleer gebrandmerk. Pelagius het geglo dat dit minstens in teorie moontlik is dat 'n mens sonder hulp van God so goed kan lewe dat jy self jou saak met die Here kan regmaak. In wese het Pelagius 'n streep deur Romeine 5 vers 19 en soortgelyke gedeeltes getrek. Ongelukkig is die konsilie gebrandmerk as 'n sinode wat bitterheid en verdeeldheid gesaai het. Die besluit om Nestorius in die ampt te stuit het onmiddellik veroorsaak dat daar verskeie splintergroepe gestig is, waarvan sommige vandag nog bestaan. Die probleem was dus nog nie opgelos nie en die gevolg was dat die volgende groot kerkvergadering mooi 20 jaar later sou moes plaasvind. In haar denke oor Jesus Christus het die vroeë kerk tussen twee uiterstes beweeg. Eerstens het Nestorius geglo dat Jesus 'n God geïnspireerde mens was en nie God wat mens geword het nie. In reaksie hierop het Eutychus in die 5de eeu geglo dat Jesus se menslikheid volkome in sy goddelikheid versmelt het, soos 'n druppel ink wat in 'n glas water opgelos word. Die gevolg is dat jy met iets nuuts sit, nie ink of water nie, maar iets tussenin. Hierdie leer van Eutychus het daartoe gelei dat keiser Marcion 520 biskoppe opgeroep het tot die synode van Chalcedon, wat in sitting was van 8 Oktober tot 1 November 451 na Christus. Dit maak die synode van Chalcedon die grootste, maar ook die bes gedokumenteerde van die 7 bekende konsilies. In November 448 na Christus was daar 'n plaaslike synode in Konstantinopel, waar Eutychus, die leier van 'n groot klooster in Konstantinopel, in die ampt gestuit is. In 449, 'n jaar later, het keiser Theodosius II 'n plaaslike synode by Efese byeengeroep waar Eutychus onskuldig verklaar en in die ampt herstel is. Die besluite van hierdie synode is by Chalcedon ongeldig verklaar en die tweede synode van Efese is as 'n latrocinium of 'n rowersynode gebrandmerk. Die belangrikste bydrae wat Chalcedon gemaak het, staan vandag as die definisie van Chalcedon bekend. Dit is nie 'n belydenis soos Nicea nie, maar wel 'n verduideliking. Daarin word stellings gemaak soos dat Christus na sy godheid van dieselfde wese of eenswesens met die Vader is, maar dat hy na sy mensheid ook van dieselfde wese as die mens is. Hulle gebruik die Griekse woord homoousios of konsubstansieel. Soos by die eerste synode van Efese in 381 na Christus, het hulle Maria weer as die Theotokos, of die draer van God na sy mensheid, beskryf. Hoewel die Vader in sy wysheid dit goed gedink het om nie in die Bybel aan ons te verduidelik hoe dit kan wees dat Jesus ten volle mens en God kan wees nie, stel die Bybel vir ons baie duidelike grense oor wie die Here Jesus nie is nie. Daarom het hulle by Chalcedon 4 woorde gekies wat Jesus se godheid en mensheid in negatiewe terme beskryf. Hulle het gesê Jesus se twee nature is naamlik ongemengd, onverander, onverdeeld en ongeskeie. Jesus se goddelike en menslike natuur het volledig behoue gebly. Tog is hulle in een persoon onlosmaaklik verenig. Hierdie beskrywing is baie versigtig gekies om verskillende dwaalleer aan te spreek. Eenswesens met die Vader is gekies teen Arius se leer dat Jesus bloot 'n skepsel is. Eenswesens met die mens is gekies teen Apollinarius wat geleer het dat Jesus nie 'n menslike gees gehad het nie. Ongemengd en onveranderd is gekies teen Eutychus. En onverdeeld, ongeskeie en Theotokos is gekies teen Nestorius wat geleer het dat Jesus bloot 'n God geïnspireerde man was. Die vroeë kerk was volkome bewus daarvan dat
die verlosser wat die mens nodig het, dat hy volkome mens moes wees, maar dat hy ook God moes wees. Hy moes God wees. Ons is so 'n oomblikie dink aan die omvattendheid van die sonde, die geweldige omvang daarvan. Hoe groot dit is, oor geslagte en geslagte en geslagte heen, van die grootste sonde tot die kleinste sonde. Al daardie sonde sou God nie ongestraf laat bly nie. En dit is vandag nog so. So om die volle omvang van God se oordeel oor die sonde te kon verdra en te verduur, dit kon 'n mens nie dra nie. Dit kon alleen God self dra. En daarom moes die verlosser ook volkome God wees, maar terselfdertyd mens, want dit is die mens wat gesondig het. Dit is nie engele of diere wat tot dusver geoffer was wat gesondig het, dis die mens. En dit is die mens wat God se regverdige oordeel moes dra. Daarom moes die verlosser en is die verlosser volkome mens en volkome God. Hoewel Chalcedon bloot weer die belydenis van Nicea bevestig het, het hulle vir ons duidelike riglyne gelos oor ons gedagtes van die Here Jesus Christus. Chalcedon het ook kerklike besluite gemaak wat uiteindelik tot die skeiding tussen die Oosterse en die Westerse kerk sou lei. Die synode het byvoorbeeld gelyke status aan die biskoppe van Konstantinopel en Rome gegee en die titel patriarg aan hulle toegeken. Die biskop van Rome het egter nie hierdie besluite goedgekeur nie. Uiteindelik sou dit in 1054 na Christus uitloop op die skeuring van die kerk tussen die Ooste en die Weste. Die moderne stad Istanbul herinner mense hoe baie mense in een stad kan leef, amper 16 miljoen inwoners en dalk tot 4-5 miljoen onwettige migrante. En natuurlik die ou hoofstad Konstantinopel, 'n stad wat getuig van hoe generasies verander, hoe volke verander, hoe regerings verander. 'n Stad wat getuig van baie besig wees. Die Hagia Sophia, die kerk hier agter ons, vandag 'n moskee, vandag weer 'n moskee. Mense kan maar net sê dat oor die eeue getuig Istanbul van God wat regeer van geslag tot geslag. Die Hagia Sophia, kolossale struktuur in Istanbul, was eers 'n kerk, toe 'n moskee, toe 'n museum en tans weer 'n moskee. En dit bied 'n fascinerende blik op die Christendom se reis deur Turkye. Die kathedraal staan as 'n monument van die groei en val van die Christendom in Klein-Asië en Turkye. Na keiser Konstantin die Christendom wettig verklaar het, is 'n kerk in 360 na Christus gebou. Hierdie kerk wat na Jesus Christus vernoem is deur oproeriges verbrand. Dieselfde het met die tweede kerk ook gebeur. In 532 het hulle die grootse Hagia Sophia gebou. Hierdie kerk het die middelpunt van die kerklike invloed in die Ooste en die Byzantynse ryk gebly tot 1453. Teen die jaar 1453 na Christus het die Ottomaanse ryk Klein-Asië heeltemal verower en het Sultan Mehmed II hierdie monument vir Jesus Christus in 'n moskee omskep. Hierdie gebou is versier met kalligrafie uit die 15de eeu en dit getuig van die destydse val van die Christendom in Klein-Asië. Daar is 'n antieke klippreekstoel in 'n voorhof van 'n koffiewinkel naby die Hagia Sophia wat waarskynlik terugdateer na die tweede kerk wat rondom 390 na Christus gebou is. Dit herinner my as 'n volgeling van Jesus Christus dat die blywende kern vir gelowiges die verkondiging van God se woord is. Ons harte is deur sy woord aangegryp en dit is bemoedigend dat ek nie maar deur hierdie wêreld dryf nie, maar dat ek diep wortels het in die geskiedenis van die kerk. Dit word verteenwoordig deur die verkondiging van die woord van God vanaf 'n preekstoel, net soos hierdie een wat soveel eeue terugdateer. Soms wonder ek waarom ons kerke noem soos ons dit tans doen, byvoorbeeld die gereformeerde kerk Brits. Vir die vroeë Christene was dit nie so nie. Hulle het hulle kerke versigtig vernoem na die dinge wat regtig belangrik was. Byvoorbeeld die Hagia Sophia.
Dit is 'n naam met gewig nie waar nie, dit is belangrik. Uiteindelik kan ek nie help om te vra of ons nie dalk daardie fokus verloor het nie. Die merkwaardige is egter dat soos wat die Byzantynse ryk onder moslemverowering geswig het en soos wat die goue kalligrafie teen die mure van die Hagia Sophia se mure aangebring is om die val van die Christendom in die Ottomaanse ryk amptelik te verseël, so was prins Hendrik die Seevader weer besig om nuwe goue cruzadas in Portugal te mint. Hierdie muntstuk merk die eerste van 'n lang reeks oorwinnings wat eindelik daartoe sou lei dat Jan van Riebeeck 200 jaar later in 1652 met die Statebybel, die Belydenis van die Apostels, die Belydenis van Nicea, die Belydenis van Athanasius en ook die 3 formuliere van eenheid by Kaap te Goede Hoop voet aan wal gesit het. So het hier in Suid-Afrika 'n Nederlandse kerk ontstaan wat op dieselfde vaste fondament gebou is. Aan God alleen die eer. Soli Deo Gloria. In hierdie besondere reis deur die geskiedenis van die kerk word ons herinner aan die onwrikbare fondament waarop ons geloof gebou is. Ons sien hoe die waarhede wat in die vroeë kerk vasgestel is, soos byvoorbeeld die Belydenis van Nicea, vasgestel is. Ons sien ook hoe hierdie waarhede steeds deel is van die manier hoe ons vandag glo en praat. Dit is 'n bemoediging om te beleef dat God sy kerk in stand hou. Dit is bemoedigend om te weet dat hy die kerk op vaste fondamente gebou het. Ons moet egter ook ons oog na die toekoms wend. Ons moet begin vra hoe ons hierdie erfenis gaan eer. Paulus roep ons mos om op 'n wyse te wandel wat die roeping waardig is. Die voetspore van die evangelie lê diep hier in Turkye. Met groot rimpelings het die evangelie hiervandaan versprei reg oor die wêreld. Dit is eintlik erg as 'n mens dink dat in vandag in die moderne Turkye is minder as 2% van die inwoners nog Christene. En 'n mens dink aan die woorde van ons Here Jesus Christus wat sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Dit geld eintlik reg oor die wêreld, ook in ons eie land. Mag ons voortdurend bid dat die Here op die regte tyd die arbeiders voorsien om die oes in te bring volgens sy tyd en volgens sy raadsplan.